ek nie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here. Baie welkom by Vita de Bybelstudies. Dit is ons Johannes Bybelstudie. Ons is in Johannes hoofstuk 7 en ons het in ons laaste opname het ons gekom tot by vers 28, maar ons moet weer by vers 28 begin, want daar's iets wat ek nie gesê het nie oor vers 28, wat ek gou nou vir jou wil sê, want dalk het jy gewonder daaroor. En dit was Jesus se woorde, staan in vers 28, Jesus roep uit terwyl hy in die tempel leer en sê, julle ken my en julle weet ook van waar ek is. Nou die woorde, julle ken my en julle weet van waar ek is weer een van daai gedeeltes in die Bybel, waar as jy rustig lees en jy lees fyn, dan lees jy dit raak. Maar dit is baie goed om raak te lees in die Bybel. En ek dink, terwyl ons so deur die Bybelstudies gaan, op die manier wat ons dit doen, hier op Vita Day, deur net die Bybel te vat en die versies te lees en net daaroor te besin en dit in die lig te sien van ander skrifgedeeltes en op daardie manier die boodskap te verstaan deur die geheelbeeld te sien. Ek dink dis die belangrike ding. Verstaan die boodskap deur die geheelbeeld te sien. Ek het nou ongelukkig nie, en ek moes eintlik dit nou gedoen het, net voordat ek hierdie knoppie gedruk het op die kamera, maar ek het nou nie. So, ek gaan nou net dit sê. Daar's ander gedeeltes in Johannes, ons het dit nou al gedoen, en waarskynlik as ek nou net rustig gaan teruglees, nog dalk in die laaste hoofstuk of so, waar dit baie duidelik is, dat Jesus vir hulle sê, julle weet nie van waar ek kom nie. Hier sê hy, julle weet van waar ek kom. En hier is hierdie twee interessante dinge. Julle weet nie van waar ek kom nie, nee, die een deel. En die ander deel is, julle weet van waar ek kom. En dit klink of die twee teenstrydig is, maar as jy nou dink aan jou persoonlike gesprekke met mense, as jou gesprekke getranskribeer kan word, met ander woorde, dit wat jy sê in woorde op papier kan verskyn, en ons vat hierdie papiere en ons vlieg na 'n ander kontinent toe, en ons gee dit vir mense om te lees, dan is die kans baie goed dat hulle, nadat hulle nou, jy weet, 'n paar van jou gesprekke gelees het, wat jy nou met mense het, dat hulle nou ook by goedjies kan afkom om te sê, maar jy weerspreek jouself hier. So een van twee goed is gewoonlik van toepassing. Een is, ja, jy weerspreek jouself. Hierso sê jy, sê nou maar, die lig is blou, en in hierdie een sê jy, die lig is pink. Dat daar werklik 'n weerspreking is. Maar, meerendeels, het dit te doen met verskillende kontekste en verskillende bedoelinge van die spreker. So wanneer Jesus vir die Jode sê, julle weet nie van waar ek kom nie, is die bedoeling om te sê, julle dink ek kom van Nasaret, maar ek kom eintlik van bo, ek kom van die Vader. Julle weet nie van waar ek kom nie. Kan daar iets goeds uit Nasaret kom? Ons het nou net nie lang terug dit gelees nie. Kan daar iets goeds uit Nathanael sê? Kan daar iets goeds uit Nasaret kom? Die Jode wat sê, die Christus, jy voel dit vir my, as ek nou net my oë so laat speel, dan gaan ek nou op het val. Die Christus weet ons nie van waar hy kom nie, maar hierdie man weet ons van waar hy kom, dat het duidelik is dat hulle nie weet van waar hy kom nie, dat Jesus vir hulle sê, julle weet nie van waar hy kom nie. In hierdie gedeelte sê Jesus, julle weet van waar ek kom. Die bedoeling van die spreker nou, is nie om te sê, hulle weet dat Jesus kom van die Vader af nie, maar hulle weet hy kom uit Nasaret. En die bedoeling van die spreker, is die betekenis van die boodskap. Nou, dis belangrik. Dis nie die bedoeling van die leser wat die boodskap bepaal nie.
Dis die bedoeling van die spreker of in die geval van Bybelboeke, die skrywer. So as ons 'n skrywer het, kom ons sê nou maar, ek vat nou die eerste naam wat by my opkom, Amos. Ons lees die boek Amos. Hy was 'n skaapwagter. En die woord van die Here kom na Amos toe en hy praat. Nou, as jy, hoeveel duisend jaar na Amos, nou die boek optel en lees, kan jy, want almal doen dit, jy kan Amos se woorde lees en jou eie betekenis daaraan koppel en dan sê, die Bybel sê. Maar jy verstaan mos nou. Jy is nou nie besig om te sê wat die Bybel sê nie, al gebruik jy die woorde van die Bybel. Jy vat die woorde van die Bybel, of die woorde van die spreker, of die woorde van die skrywer, jy sit jou eie betekenis daaraan en sê, hy het gesê. Nou, kom ons vat Amos. Amos skryf die goed wat hy skrywe, en ons wil uitvind, wat was die bedoeling van Amos, toe hy dit geskryf het? Toe hy daardie woorde neerpen op papier, wat was die bedoeling daarvan? Wat wou hy sê? Met wie het hy gepraat? Wat was die omstandighede waarin hulle was? En wat was die boodskap wat hy wou oordra? Dit is nie net is dit die absolute elementêre faktore van Bybelstudie of Bybellees nie, maar dis ook die mees kritiese dinge om te verstaan. Om seker te maak dat ek vat nie 'n ander ou se woorde en lees 'n ander boodskap daarin as wat hy bedoel het nie. Maar, terug by Amos. Dis nie net dat ek wil uitvind wat was Amos se bedoeling nie, daar's iets groter aan die skrif. Amos het nie uit sy eie geskryf nie. Amos was geïnspireer deur die Gees van God om 'n bepaalde, sekere, definitiewe boodskap oor te dra aan spesifieke mense binne 'n spesifieke raamwerk. So, wanneer ek Amos se bedoeling uitvind, wil ek eintlik uitvind, wat was God se bedoeling? Want hy was die een wat die boodskap in Amos se hart gebaar het. Hy was die een wat Amos inspireer het en opgewek het om te skrywe wat hy wel gedoen het. So, wanneer ons die Bybel lees, is dit nie net bloot net om uit te vind wat het 'n mens bedoel, toe die mens daardie woorde geskryf het, wat ons vandag as inhoud in die Bybel het nie. Ons wil uitvind, wat het God bedoel, toe hy geroer het in daardie spesifieke persoon se hart, om daardie spesifieke goed neer te skrywe wat hy dan wel het. Nou hierdie is ontsettend belangrik. Op hierdie punt, gelukkig dink ek nou daaraan, want anders sou ek nou vergeet het. Ons het 'n tweede YouTube kanaal. Die tweede YouTube kanaal se naam is Life Light Productions. Dis 'n gesiglose kanaal, so dis anders as hierdie ene. Ek gebruik nie my eie stem nie en ek gebruik ook nie my gesig nie. Maar die interessante ding van die heel eerste reeks wat ons op hierdie kanaal gesit het, was How to Write Your Own Bible. Nou wat vir my interessant is mense kyk dit en hulle kyk net so 'n minuut daarvan en dan sê hulle, o nee, hierdie is gemors, ek gaan nie dit verder kyk nie. Dan dink ek, wel nommer 1, het hulle nie die bedoeling van die produksiespan, kom ons noem dit nou so, van hierdie kanaal besef nie. Dis 'n tong in die kies kanaal om te wys hoe mense die Bybel gebruik buite konteks en dan hulle eie Bybel as het ware skrywe terwyl hulle die woorde van God se Bybel gebruik. Nou, ek wil jou sê, doen jouself 'n guns. Die eerste reeks op hierdie kanaal is nou nog baie, ek leer nou nog hoe om dit te doen, jy sal nou sien waarvan ek praat. En soos die episodes nou gaan, so raak my vaardigheid van die program wat ek gebruik, raak nou beter. Maar kyk dit gerus, want dis belangrik. So dis 'n satiriese of 'n tong in die kies, kyk na hoe ons dikwels die Bybel totaal en al verkeerd nie net lees nie, maar ook aanwend.
En die videoetjies is net 3 minute lank. Ek dink die langste een is 3,5 minute. Maar kyk dit tot die einde, dis regtig nie so moeilik nie. En jy sal sien aan die einde kom dit baie duidelik uit. Nou, dis die saak, daai ding, daai wat ons nou aanraak daar in Lifelight Productions, is nou presies die situasie wat ons wil vermy wanneer ons die Bybel lees. En ek glo, jy sal hiermee volmondig kan saamstem. As jy nou hierdie verduideliking van my hoor, en dan jy dink 'n bietjie daaroor, dan sal jy sê, ja. Dis hoe ek ook die Bybel wil lees. Ek wil dit lees vir die bedoeling van wat God daarmee bedoel het. Nee, die inhoud van God se hart, die boodskap van God, toe hierdie woorde neergepen is. So dit beteken, ons moet baie versigtiger met die Bybel omgaan. Want dis nie ons boodskap nie, dis God se. En ons wil baie seker maak, ons hoor wat God sê. Nou, kan ek jou geduld net nog 'n klein bietjie toets, terwyl ons nou besig is met 'n Bybelstudie, en nog iets vir jou bysê. Ek dink dis ook belangrik. Ek het nou, die laaste tyd raak ek akuut bewus daarvan, van hoe ons waarheid kan hoor, en die waarheid roer ons harte. Nou as jy die laaste paar woordskool video's gekyk het, dan sal jy nou dadelik erken, of kan eien dat ons het dit nou daar ook aangeraak, wat ek nou vir jou wil sê. Dat ons kan die waarheid hoor, en dit kan ons harte roer, en dit kan ons harte verbly, en dit kan ons oë laat oopgaan, om dinge te sien wat ons voorheen nie raak gesien het nie, in 'n lig wat ons voorheen nie geweet het bestaan nie, en dit het 'n bepaalde effek en gevolg op ons lewens. Dit beteken nie, ons pas daardie waarheid wat ons hoor, en begin verstaan, en begin waardeer, in ons praktiese lewens toe nie. En een van die algemeenste hindernisse, nou weet ek nie hoe was dit in die eeue verby nie, en hoe was dit in die eerste kerk nie, alhoewel ek my kan indink dat dit waarskynlik heel wat daarvan ook daar was, maar veral in die tyd wat ons nou is. Een van die grootste hindernisse is dat ons vir jare die woord kan hoor en die waarheid kan hoor en dit net nie toepas nie. Ons pas dit net nie toe nie. Dit syfer nie deel of deur in ons praktiese alledaagse lewe van hoe ons lewens handhaaf nie. How we run our lives. En jy weet, so ons sit met al hierdie goed in jou kop, wat as mense dit nou sou herhaal, of sê, dan kan jy sê, ja, jy weet, jy het dit al gehoor, ja, jy het dit al besef, ja, jy het al gekom by die punt waar jy dit kan waardeer, maar dit het net nog nooit deurgesypel na jou alledaagse lewe nie. Is Jesus die Here? Ja, hy is. Is hy die baas van alles? Ja, hy is. Hiervoor het hy gesterf en opgestaan om Here te wees van die dooies en die lewendes. So, ja, kan jy saamstem, jy kan selfs weet wat het staan in Romeine 14 vers 7, 8 en 9. En jy kan sê, wow, is dit nie wonderlik nie, ek het dit nooit raak gelees nie, en nou sien ek het raak, en hoe kosbaar is dit? Dit beteken nie, hy is die Here van jou praktiese alledaagse lewe. Dit beteken nie, selfs na daardie besef in openbaring wat jy ontvang, en dat wat jou verhoudinge betref, wat jou geldsake betref, wat jou huislike lewe betref, dat Jesus is die Here daarvan nie. Jy kan dit nou self toets. Dit beteken nie, dat wanneer jy in 'n krisis kom, jou hart geoefen is, om onmiddellik te soek, waar is Jesus in hierdie saak, en wat sê hy vir my om te doen nie. So wat gebeur is, ons wikkel ons toe met al hierdie kosbare waarhede, en ons leef nog steeds ons lewens soos wat ons doen, en ons reageer net op niks nie. Waar Jesus vir ons sê, gaan na jou broer toe en maak met hom reg, vee ons dit onder die mat in, en gaan net aan.
Waar Jesus sê dat as julle aan my verbind is verhoudinge vir julle absoluut kardinaal. Dus veer dit net onder die mat in. Ons steur ons nie daaraan nie, dis eers deel van ons verwysingsraamwerk. Nou wil ek vir jou vra. Praat ek nou van jou of nie? Dink net gou, Jan. Praat ek van jou, wanneer ek hierdie goed sê, beskryf ek onwetend dalk jou hart, jou situasie en jou lewe. So jy doen saam met my hierdie Bybelstudies, maar die toepassing daarvan bly agterweë. Nou ek het nou gesê, ek is nie seker hoe dit was in die tyd van die eerste kerk nie, maar ek wil my nou self korrigeer en sê nee, dit was 'n kwessie onder gelowiges nog al die eeue, reg van die begin af. Ons weet dit, want dis nou hoe ek onthou, die skrywer van Hebreërs het reeds daaroor geskryf. Peter skryf dikwels daaroor, Paulus eerder skryf dikwels daaroor, Petrus het ook daaroor geskryf, Jakobus skryf daaroor. Is dat ons net die waarheid toepas nie. Nou, daar's 'n klomp negatiewe dinge wat in jou lewe gaan inkom as gevolg van dit. Ek wil net vir jou een uitlig. Daar's 'n hele paar. Ons kan nou eintlik 'n aparte video maak net daaroor, maar hoor hier. Een ding. Die werklikheid van Jesus sal nooit jou lewe oorweldig. As jy in die gewoonte is om jou net te verbly oor die aanhoor van die waarheid, maar dit nooit toe te pas in jou praktiese lewe en daadwerklik 'n punt daarvan te maak om jou siel en jou hart te oefen, om Jesus te soek en te hoor wat sê hy in bepaalde situasies en jou te oefen om jou daarin te stuur en dan om gehoorsaam te wees nie, sal jy hoogstens geroer wees in jou hart en dis dit. Die werklikheid van Jesus sal nooit jou lewe oorweldig. Jy sal nie geestelik groei nie. Ek gee nie om wat 'n ander aktiwiteite jy doen en hoeveel ure jy bid en hoeveel ure jy Bybel lees en Bybelstudie doen nie. Jy sal nie geestelik groei nie. Dit is 'n baie belangrike ding. Jesus sal nie vir jou 'n werklikheid wees in jou lewe nie. Hy sal meestal die filosofiese zone in jou lewe vervul. Hy sal daar wees. Maar nie 'n werklikheid. Die woorde van Jesus in Johannes 14 sal jy nooit belewe nie. En dis die woorde wat sê, as julle my liefhet, sal julle doen wat ek sê. En die Vader sal julle lief hê, en ek sal julle lief hê, en my aan jou openbaar. Nou wil ek vir jou een van die kragtigste, beste pastorale advies gee wat jy kan kry ooit. Sulke absolute stellings. Die beste ooit pastorale advies. Jy hoef nie die sistematiese teologiese handboek ingesluk het nie. Jy hoef nie baie slim te wees nie. Jy hoef net in jou lewe te begin om aan Jesus gehoorsaam te, om hom te soek en dan om gehoorsaam te wees in die klein deeltjies van jou lewe. Maak nie saak wat die mense om jou doen nie. Maak nie saak wat die ander mense om jou sê en die rigtings waarin hulle beweeg nie. Jy, dis binne jou bereik, binne jou lewe. Ek vra nie vir jou om 'n sendeling in China te gaan word nie. Net in jou lewe, daar waar jy jouself bevind, begin Jesus soek in jou lewe.
Nie net daar, soek op daar en soek die nuutste openbaring in die skrif daar en doen jou Bybelstudie lees en bid en so aan gaan en kyk nog 'n YouTube video en nog enetjie en weet so. Wonderlik, goed is wonderlik, sny nie dit uit. Maar soek hom nie daar nie, soek hom hier waar jy lewe. Die goed waarmee jy besig is elke liewe dag. Begin Jesus in dit soek. Waar is hy? Wat sê hy? Dit is nogal skrikwekkend as mens agterkom dat die mees algemene aksie wat mense teenoor Jesus het, is om hom weg te hou. Ons hou hom weg uit ons lewens, ons soek hom nie in ons alledaagse lewe nie. Vir welke redes ook al. Al waarvoor ons hom wil aanwend, is dat hy, wanneer ons in 'n krisis kom, ons uit die krisis sal uithaal. En dat hy ons sal laat goed lyk voor ander mense. En dat hy ons sal help om suksesvol te wees in wat ook al ons nou beplan het om te doen. Dis feitelik die enigste plek wat Jesus in die meeste mense se lewens het. Toets dit in jouself. Toets dit in jouself. Ek het nou 3 goed gesê, wat die mense Jesus vooraanwend. Hou hom daar, wend hom aan vir dit waar jy hom kan gebruik, maar die Engelse sal praat van you don't yield to him. Jy gee nie oor aan hom nie. Jy lê nie jou lewe vir hom neer nie. Jy neem hom in diens. Dis 'n belangrike saak. En hoor nou wat ek vir jou sê. Al kom ek nou nie by die teks uit. In die meeste gesprekke wat ek met mense het, 2 goed. Meeste gesprekke wat ek met mense het persoonlik, oor hulle persoonlike lewens, die krisisse en so aan en die probleme en die T-aansluitings waar hulle in hulle persoonlike lewens kom, het hiermee te doen. Tweedens, die meeste probleme in my eie lewe het hiermee te doen. Hierdie is nie 'n klein saakie nie, dis 'n groot saak. En weet jy wat is nog interessant? Ek kan dit nou nie met die kamera doen nie, want dit is 'n kamera, maar ek kan jou waarborg, in die meeste gevalle, of kom ons sê nou maar net in baie gevalle, waar ek persoonlik met mense sit te praat, kan ek sien, ons praat hierdie belang, praat ons so padlangs, op die man af, so, en dan kan ek sien dikwels in mense se oë, hulle luister nie, hulle sê ja, maar hulle het klaar besluit, nee, dis nie vir hulle nie. En dis so hartseer, want nou weet ek gaan daai ou, nie lang van hier nie, gaan ek hom weer hier kry. Hy gaan weer kom praat, en nog steeds gaan hy dieselfde plek wees, nog steeds nie geleer het om Jesus te soek, en te leer om aan hom gehoorsaam te wees in die praktiese alledaagse dinge nie. En partykeer gaan hierdie oefening vir jare aan. En dis hartseer. Natuurlik is dit hartseer. En dan dink jy, man, ek kry, wel, ek sal nou nie sê elke week of elke maand nie, maar kom ons sê nou maar gereelderig, kry jy mense wat wil weet, hoe hoor jy die Here? En dan het dit meestal te doen met, hulle is gekonfronteer met 'n groot besluit. Moet ons die plaas verkoop of moet ons nie die plaas verkoop nie? Moet ons soontoe trek of moet ons nie soontoe? Groot, massale besluite wat geneem moet word, wat geweldige reperkusies in 'n mens se lewe kan hê. Dan wil mense weet, maar hoe hoor julle die Here? Want dit lyk asof julle al sulke groot besluite gemaak het, bedoel nou ek en Pippa. En ons het, verseker, ons het groot, baie ingrypende besluite, wat ongelooflike reperkusies in ons lewens gehad het. Dit is so. So, nou wil mense, hulle sit nou daar, nou wil hulle weet, hoe hoor hulle die Here? Dan besef ek,
En nou praat ek as 'n mens. Dan besef ek in baie gevalle is dit te laat vir hulle. Hulle is klaar in die krisis. Dit gaan nou baie moeilik wees vir hulle om die Here te hoor. Dit is nie onmoontlik nie. Maar is baie moeilik. Hoekom? Want hulle het nie die gewoonte aangeleer. Jy leer dit aan. Jy word nie daarmee gebore nie. Jy word ook nie daarmee weer gebore nie. Jy moet dit leer. Dis wat disippelskap beteken. Hulle het nooit die gewoonte aangeleer om Jesus te soek en te leer om hom gehoorsaam te wees in die kleine nie. Hulle het nie 'n smaak vir die stem en waarheid van Jesus Christus, die Seun van die lewende God nie. Hulle praat oor hom, hulle is vreeslik betrokke in die praise and worship en woon die huisgroepe by, doen die Bybelstudies en kyk die YouTube video's en doen al hierdie goed, maar toepas nou wys. Soek Jesus nou wys. Behalwe nou wanneer daar krisisse kom, dan soek 'n ou vreeslik die Here. En hulle het nie fiks geraak om Jesus te hoor in die klein goedjies en daaraan gehoor te gee nie. En nou kom daar 'n groot besluit. En nou is hulle gebrek duidelik sigbaar. Hulle kan Jesus nie hoor nie. Nou wil hulle weet, hoe hoor jy die Here? Hoe maak julle 'n groot besluite? Want dit het nie met die groot besluite begin nie. Hoeveel groot besluite het jy in 'n maand? Nie vreeslik baie nie. Party van ons het nie eers elke maand 'n groot besluit nie. Party van ons kry dit eenmaal elke paar jaar waar nou regtig 'n groot besluit kom. Maar hoeveel klein besluitjies, klein dingetjies is daar in jou lewe? Elke dag 'n sweterjoel. 'n Sweterjoel. En die kans om te oefen en te leer om Jesus te soek en te leer om aan hom gehoorsaam te wees, oorval mekaar na jou toe en na my toe. Elke liewe dag. So hierdie goed is belangrik, nee. Nou doen ons die Johannes Bybelstudie. Ons lees die woorde en bedoelinge en boodskap van 'n man wat aan mense skrywe, hoofsaaklik gelowiges, om hulle te bemoedig, om aan te hou glo dat Jesus is wie hy sê hy is, en aan te hou hom soek in hulle alledaagse lewe, en aan te hou leer om aan hom gehoorsaam te wees in wat hulle ook al doen. En ons is daarmee besig. En miskien kyk jy hierdie programme en jy dink, wow, dis fantasties. Nee, gisterand weer 'n gesprek gehad. Mense sê, ons het Kolossense nou net klaar met die Kolossense Bybelstudie en dit is nou al die soveelste keer dat ons het doen en ons het nou al die ander ook al gedoen. En ek is so dankbaar daaroor. Dit is so wonderlik om te weet dat hierdie tyd voor die kamera is nie sommer net niks nie. Maar as dit alles wat dit bly, is dit net plain hartseer. Ek wil jou sterk aanraai. Leer om Jesus te soek in jou alledaagse gewone lewe. Alledaags, gewoon. Niks is te gewoon in jou lewe om Jesus te soek nie. Pap wiel, pap battery van jou telefoon, of wat ook al, wat se situasies daar is. Leer om Jesus te soek. Leer om te wil uitvind wat sê hy, leer om daaraan gehoorsaam te wees en kyk wat gebeur in jou lewe. Nou ja, kom ons maak so. Volgende video gaan ons aan met vers 29. Elke knie sal buig.